net 'n vraag wat ek wil vra, maar ek gaan nie dadelik die antwoord gee nie. En dan wil ek net hê ons moet so lank dink oor die vraag, en dan soos die tyd aangaan, gaan ons terugkom na die vraag toe. So wat dink ons, kies God? Dink ons hy prioritiseer liefde of oordeel? Of kan ek ewen die vraag vra? Want 'n goeie teologiese antwoord kan wees, jy kan nie regtig die twee skei van mekaar nie. Maar ek wil hê ons moet mooi net dink aan die kruis. En ons moet dink aan wanneer God na ons kyk, wat prioritiseer hy? Liefde of oordeel? Wat se een oorheers die ander een? Dit sê nie die een of die ander een is minder werd of is sleg of enigiets soos dit nie, maar watter een heers oor die ander een? Liefde of oordeel? So ons moet nou maar so 'n bietjie dink daaraan, en 'n mens kan die vraag baie moeiliker maak as wat dit nodig het om te wees. Maar ek wil hê jy moet saam met my lees, en dis nie nou op die bord nie, dis die hoofskrifgedeelte van vandag, so as jy saam met my wil lees in jou Bybel, is jy welkom om saam met my te lees. Ek wil lees vanuit Jakobus 5 af, in vers 16, as jy presies dieselfde woorde as ek wil lees, ek lees uit die 2020 vertaling uit, net vir almal 'n oomblik gee. Maar lees saam met my in Jakobus 5, vers 16. Ons ken hierdie gedeelte, maar kom ons hoor wat sê dit. Bely dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebede van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons is, en hy het vurig gebid dat dit nie moet reën nie. En het dit 3 jaar en 6 maande lank nie op die aarde gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug opgelewer. My broers, as enige een van julle afdwaal van die waarheid, soos moet nou mooi hoor wat sê hy, as enige een van julle afdwaal van die waarheid en iemand hom laat terugdraai, moet hy weet dat wie 'n sondaar van sy dwaal weg laat terugdraai, sy siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. Nou dis interessant, want vers 20 sê vir ons, moet hy weet dat wie 'n sondaar van sy dwaal weg laat terugdraai, sy siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. Nou hoe lyk dit? Wie 'n sondaar van sy dwaal weg laat terugdraai? Hoe doen ons dit? Want as jy saam met my sal dink, kom ons sê jy het nou hierdie ou by die werk, of 'n vriend of 'n familielid, en hulle is dalk so 'n bietjie rof. Ons almal het sulke vriende en familie. Partykeer dalk is ons deel van hulle. In my familie dink ek sal ek dalk van die bietjie willeres beskou word. Maar nou het jy hierdie ou by die werk, of jy het hierdie familielid, en die ou rook. Hy het nou 'n probleem, hy kan nie die sigarette los nie. En nou ek en jy as gelowiges het hierdie ding in ons hart, waar ons dan nou eintlik nou half voel asof ons keer nou nie eintlik hierdie gedrag heeltemal goed nie. So nou elke dag, nou sê jy nou vir hom dalk maar ietsie in daai rigting. Maar kom ons sê, hier gebeur 'n wonderwerk, want ek weet nie van julle nie, maar dit werk gewoonlik nie. Dis gewoonlik ander goed wat hulle die keuse laat maak. Maar kom ons sê, die vriend van jou, kom dan nou die volgende dag by die werk en hy het nou gesê, nee, hy gaan luister. Hy gaan ophou rook. Oorwinning. Jo, dis nou nice. Ons het hom gehelp om op te hou rook. Ok, en wat nog? Wat het ons gedoen vir hom? Hy het nou geluister, hy het nou hierdie gedrag van hom verander, en hy het geluister vir jou, en wat nou?
Nou rook hy net nie meer nie. Dis al wat dit is. Is dit bekering volgens die Bybelse definisie? Ek sien daarom 'n paar mense wat ek voorkyk wat so 'n bietjie lees, hulle sê almal, dis nie bekering nie. Maar dit is nogal vreemd. Want ons hou daarvan in ons Christelike kultuur, ons hou daarvan om nogals, ek hou meer van die Engelse woord, ons hou daarvan om met behavior modification besig te wees. Ons wil tog nou net hê, almal moet nou net bietjie beter optree en net so bietjie beter gedrag hê. En ons mis die punt. As jy saam met my weer lees in vers 16 waar ons begin het, dan sê Jakobus vir ons, hoe laat jy hierdie sondaar bekeer en wegdraai van sy dwaalweg af? Bely dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. So nou, kom ons gaan terug na die voorbeeld toe van die man by die werk met die rook. Ek's jammer ek praat nou oor rook, ek kon enigiets anders genoem het, dis regtig net 'n voorbeeld. Maar kom ons gaan terug na die man by die werk met die rook. Watter tipe verhouding het hy met jou? Voel hy kan met jou praat en eerlik met jou wees oor wat in sy lewe aangaan? Is hy in 'n plek waar hy voel hy kan sy sondes bely teenoor jou? Want die belofte van genesing is gekoppel aan dit. So ons moet vir onsself 'n baie ernstige vraag vra vanoggend. In die kerk, in ons selgroepe, in ons gemeenskap wat ons beleef. Spesifiek, ek dink in ons selgroepe is nogals 'n groot voorbeeld, nê? Nee. Ons doen baie goed saam. Hoe veilig is ons in mekaar se teenwoordigheid? Hoe veilig is ons regtig in mekaar se teenwoordigheid? Want die hartseer ding is die volgende. As daai ou sukkel met 'n verslawing of met iets, en hy weet van jou af, kry hy hierdie beter as tipe van gesindheid, dan gaan hy sy verslawing net wegsteek van jou af. Nou watter tipe genesing moet daar van dit afkom? Dit geld vir ons huisgesinne. Dit geld vir die verhouding wat ons het met ons ouers en met ons kinders. En elkeen van ons moet vir onsself die vraag vra, is ek die tipe persoon, waar wanneer iemand na my toe kom vandag en vir my kom sê, luister my vriend, ek het 'n groot issue. Hierdie ding is deel van my lewe. Wat gaan hulle van my kry? Of weet hulle al? Hulle is nie regtig veilig genoeg om dit vir my te sê. Want ek gaan net vir hulle vertel oor hoe hulle moet ophou met dit waarmee hulle besig is. En deur dit wat bereik. Ek wil hê jy moet saam met my kyk na Johannes 8 vers 1 tot 11. Daar's so 'n paar hoofpunte rondom dit op die bord. Die skrif self gaan nie op die bord wys nie, so as jy wil saam lees, moet jy regtig net saam met my in jou Bybel lees. Hoor wat sê Jesus in Johannes 8. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan, ons ken hierdie gedeelte goed. Vroeg die oggend het hy weer by die tempelterrein aangekom. Die hele volk het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifkenners en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel staan. Hulle sê toe vir hom, meester, hierdie vrou is op heterdaad betrap terwyl sy oorspel pleeg. In die wet het Moses ons beveel om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gesê om hom te toets, sodat hulle iets kon hê waarvan hulle hom kon aankla. Maar Jesus het afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf.
Toe hulle egter volhou met hulle vrae aan hom, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een wat sonder sonde is, eerste 'n klip na haar gooi. Hy het weer afgebuk en op die grond geskryf. Die wat dit gehoor het, het een vir een, hoor nou mooi hoe reageer hulle op dit wat Jesus sê. Die wat dit gehoor het, het een vir een van die oudste af weggegaan. Net hy het oorgebly. Jesus het toe regop gekom en vir haar gevra, vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie? Sy antwoord, niemand nie, meneer. Jesus sê toe, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Ons ken hierdie gedeelte redelik goed. Maar ek wil net iets uitwys in hierdie gedeelte. Die mense kom met hierdie vrou aan. Nou hierdie is nou dis die fariseërs en die skrifgeleerdes kom daar aan. Dis nou, as ons nou dit in vandag se konteks wil verstaan, dis nou die pastore, die leierskap van die kerk, die ouens wat in die posisie staan, wat die mantel dra. Daardie mense bring hierdie vrou na Jesus toe en waarop fokus hulle? Hulle fokus op haar sonde. Wat doen Jesus met hierdie fokus? Hy fokus op die harte van die mense wat oordeel. Dis die ding wat hy uitwys. Ons moet verstaan, Jesus ontken nie hierso sonde nie. Hy sê van gaan en sondig nie meer nie. Hy ontken nie sonde nie. Maar hy vernietig die idee dat enige een van ons bo iemand anders staan, as dit kom by die sonde departement. Ons moet vandag besef, as 'n gemeente, daar is nie een enkele een van ons wat beter is as die ander nie. Daar's party van ons wat sukkel met iets waarvan ons almal weet, arme hulle. Want ek en jy, wat baie veilig lyk volgens die gemeente, sukkel met goed wat niemand kan sien nie. Jesus vernietig die idee dat daar van ons is, wat op enige manier, as dit by die sonde departement kom, op 'n plek is, waar ons vir ons broer of suster 'n opdrag kan gee en vir hulle kan sê, of daar moet iets met hulle gebeur as gevolg van hulle sonde, of hulle moet net pertinent met hulle sonde ophou, asof dit is wat die Here se doel is. Die doel van die kruis was nie dat die mens net ophou sonde doen nie. Die doel van die kruis was, sodat die mens in verhouding met God kan staan, en sodoende kan ophou sonde doen. Daar's 'n baie groot verskil. Want kom ons sê, ons almal het dit reg gekry, om wanneer ons vir mekaar gesê het, ons moet ophou met iets, kom ons sê, ons het almal reg gekry om dan op te hou daarmee. Dan het ons 'n wêreld gehad wat perfek gelyk het, op die oog af, met mense wat eintlik in die duisternis besig is om alleen te ly. 'n Wêreld vol maskers. Ons net bang is om onsself te wees by mekaar. Ons moet verstaan, dit is wat oordeel in die mens doen. Dit verander nie ons harte nie. Dit verander die gesig wat ons opsit. Dit maak dat ek en jy net goed wil lyk van buite af, want ons is bang. En elkeen van ons moet vir onsself die vraag vra vandag, watter tipe mens is ek? Hoe veilig voel sondaars by my? Dis 'n baie belangrike vraag om te vra. Hoe veilig voel 'n sondaar by my en by jou? En hierdie is in konteks van die kerk, maar dit is in konteks net van ons persoonlikhede en ons normale lewe. Ons kan die kerkprentjie kan ons so bietjie uit dit uithaal en selfs die Christelike prentjie uit dit uithaal en ons gaan nog steeds 'n tipe persoon wees wat of die heeltyd ander mense se gedrag gaan wil beheer, of ons gaan besef dat daardie persoon is spesiaal op sy eie manier.
Hy is in die beeld van God geskape, net soos ek is. En daarom gaan ek hom sien vir wat en wie hy is. So ons moet besef, oordeel skep maskers. Dis wat oordeel doen. Jy kan saam met my kyk na die volgende hoofpunt wat ek wil uitwys. Maskers vernietig gemeenskap. Maskers vernietig gemeenskap. Dit vernietig community. Lees saam met my in Galasiërs 6 vers 1 tot 5. Hierdie is 'n groot enetjie. Galasiërs 6 vers 1 tot 5. Broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word. Okay, so as ons nou 'n bietjie meer duidelike riglyn gesoek het, hier is dit nou. Hier sê dit nou duidelik, as dit nou gebeur dat een van ons deur een of ander sonde oorval word, broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die gees vervul is, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Maar let op jouself, dat ook jy nie versoek word nie. Dra mekaar se laste. Nou hier's 'n bietjie van 'n paradoks in hierdie gedeelte, want hoor nou mooi. Hy sê, dra mekaar se laste en so vervul die wet van Christus. As iemand werklik meen dat hy iets is, hoor gou hierdie masker, waarvan ons nou praat. As iemand werklik meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, bedrieg hy homself. As iemand meen dat hy iets is, terwyl hy dit nie is nie, bedrieg hy homself. Elkeen moet sy eie dade beoordeel. Elkeen moet sy eie dade beoordeel. Nie die dade van jou buurman nie. Nie die dade van jou mede-familielid in die kerk nie. Elkeen moet sy eie dade beoordeel. Dan sal hy trots kan wees, slegs wat homself betref, en nie wat 'n ander persoon betref nie. En dan sê hy weer, want elkeen moet sy eie las dra. Hy het nou net gesê, ons moet mekaar se laste dra. Hoe dra ons mekaar se laste? Deur elkeen eers te besluit om ons eie een te dra. En deel van daardie las is om te erken dat ons nie beter is nie. Dink bietjie aan wat Jesus gedoen het op die kruis. Wat verteenwoordig die kruis? Dit verteenwoordig die sonde van die wêreld. Dis wat die kruis verteenwoordig. Wat doen Jesus met die kruis? Sit hy om daar een kant en sê, ek wil niks daarmee te doen hê nie. Hierdie sonde van die wêreld, ek wil niks met dit te doen hê nie. Hy neem dit op homself. Ons weet die hele ding van hy het sonde geword en hy neem dit op homself. Jesus skei hom nie eers van die sondaars af nie. Hy neem hulle sonde op homself. En wanneer hy vir ons vra, ons moet ons kruis optel. Wat is dit as ons die kruis optel? Dis die sondes van die wêreld. Ons neem dit op onsself en ons besef. Ons is op geen manier vry van dit nie. Ons is op geen manier vry van hulle nie. Ons is op geen manier hierdie verhewe wesens nie. Ons is op geen manier minder of meer as enige iemand anders nie. Ons het almal genade nodig. Elke liewe een van ons het genade nodig. So hierdie gedeelte is nogal interessant. Want dit sê vir ons dat wanneer ons meen dat ons iets is wat ons nie is nie, dan bedrieg ons onsself. So nou is dit hierdie maskers wat verhoudings het met mekaar en ons is afgesluit in ons harte van mekaar af. Want ek dink my lewe van sonde en my buurman se lewe van sonde, ons plaas dit op vlakke. Lees saam met my Romeine 2 vers 1 tot 4. Dis die derde punt wat ek wil maak. Liefde maak eerlikheid moontlik.
So as jy saam met my wil lees, Romeine 2 vers 1 tot 4, ek gaan nou uit dit uitlees. Nou hierdie is 'n baie direkte een, vir presies dit waarvan ek hier praat. Daarom is daar vir jou, o mens wat oordeel, wie ook al jy is, sê dit saam met my gou-gou, wie ook al jy is. Daarom is daar vir jou, o mens, wie ook al jy is, geen verontskuldiging nie. Met die oordeel wat jy oor die ander persoon uitspreek, veroordeel jy immers jouself. Omdat jy wat oordeel dieselfde doen. Ek wil hê ons moet mooi hoor wat sê hy. Hy sê nie omdat jy wat oordeel, dalk, miskien is jy eintlik skelm besig om ook te rook soos wat daai ou by die werk rook. Sien wat hy sê nie. Hy sê omdat jy wat oordeel dieselfde doen. Want ons hou daarvan om sonde te vat en dit in boksies te sit, en ons hou daarvan om dit af te meet teen mekaar, en ons dink daai ou is op 'n baie slegter plek as wat ek is. Want die ding waarmee ek sukkel is nie sosiaal so onaanvaarbaar soos die ding waarmee hy sukkel nie. Met die oordeel wat jy oor die ander persoon uitspreek, veroordeel jy immers jouself. Omdat jy wat oordeel, dieselfde doen. So ek wil hê ons moet verstaan, as ek en jy nou moet dink aan mense wie ons al eintlik geoordeel het in hierdie gemeente, omdat ons voel hulle doen goed of doen nie goed nie, wanneer ons besig is om hierdie tipe gesindheid te hê, dan moet ons besef, ons doen dieselfde. Net omdat ons en dalk meer aanvaarbaar is, beteken niks nie. Of die mens dit aanvaar of nie, maak nie saak nie. Ons weet dat God se oordeel na waarheid oor mense kom wat sulke dinge doen. Dink jy, o mens, wat ander veroordeel, wat sulke dinge doen, terwyl jy dieselfde doen, dat jy God se oordeel sal vryspring? Of verag jy die rykdom van sy goedheid, verdraagsaamheid en geduld? En besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie? So ek wil hê jy moet saam met my sien, ek is besig om 'n prent te verf. Ek wil hê ons moet die koneksies volg. Ons begin by 'n tipe van 'n gemeenskap, waar ons veilig genoeg by mekaar voel, om met ons goed en met ons sleg oop en eerlik te wees. Ons begin daar. Wanneer ons daar begin, en ons kan ons sondes aan mekaar bely, dan kry ons genesing. En deur hierdie genesing en hierdie liefde en hierdie eenheid wat ons beleef, bring God se goedheid ons tot bekering. So, wat dink ons? Wat prioritiseer God? Ek gaan nou weer terug na die redelike loaded vraag van die begin. Wat prioritiseer God? Liefde of oordeel? Ek lees vir jou op Jakobus 2 vers 13. Dis nie hier op nie. Maar hoor wat sê hierdie gedeelte. Die oordeel is immers sonder ontferming oor hulle wat nie ontferming betoon nie. Ek gaan dit weer sê. Die oordeel is immers sonder ontferming, geen genade, vir hulle wat nie ontferming betoon nie. En dan die volgende woorde, ek hou so baie van hierdie woorde. Ontferming triomfeer oor die oordeel. Sien hoekom het ek veilig gevoel om die vraag te mag vra. Want ek kan sê een triomfeer oor die ander. Ontferming triomfeer oor die oordeel. Die kerk behoort 'n plek te wees, dit behoort die veiligste plek in die wêreld te wees om gebroken te wees. Hierdie is veronderstel om 'n hospitaal te wees. Kyk bietjie na die westerse kerk. Ons het hierdie groot preekstoele van hout. En mense sit op hierdie houtbanke in rye.
Die dominee het tot 'n toga aan, soos 'n judge in 'n hofsaal. Dis hoe ons kerke organiseer. Regter wat daar voor staan en vir ons vertel waaraan ons skuldig is. Maar die kerk is veronderstel om 'n plek te wees waar ons genesing vind, omdat ons eerlik kan wees met mekaar. 'n Hospitaal. Ons moet vir onsself die vraag vra, is my huis? Kom ons begin by ons eie huise, want mense wil mos altyd die wêreld verander. Dan wil jy nie eers jou bed opmaak nie. So kom ons begin by ons eie huise. Is ons huise so 'n plek? Is ons huise 'n plek waar ons aan mekaar kan bely? Of is ons so vasgevang in ons ego en in ons vlees, dat ek net nie kan erken nie, ek kan dit net nie doen nie, want ek het jy weet, ons het hierdie Christelike redenasies vir goed. Ek moet 'n voorbeeld stel vir die gemeenskap. Ek gaan nou nie hierdie doen by daai plek nie, want jy weet, as die verkeerde ou my sien, dis eintlik nie 'n verantwoordelike ding om te doen nie, en ek weet dis eintlik nie verkeerd nie, maar weet, daar's niks verkeerd daarmee om 1 bier te drink nie, ek weet dit, maar iemand kan my dit net nie sien doen nie, want net nou laat dit hulle struikel. Ek verstaan daai redenasie, daar's skrif vir daai redenasie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar ons het al hierdie maniere, hoe ons vir ons hierdie veilige vashou plekkies geskep het, sodat ons net nie hoef te laat gaan van hierdie trots wat ons het nie. Want nou, weet jy kan by jou huis daai bier dalk drink. Jy weet om 1 bier te drink is nie 'n voorbeeld nie, ons praat nie van dronk word nie, jy weet om 1 bier te drink is, maar nou doen jy dit maar skelm, want ons wil 'n voorbeeld wees vir die mense. Nou, almal gaan nou nie verstaan nie. Ek gebruik hierdie as 'n voorbeeld vir ons om te sê, dit gebeur maklik in die kerk, waar ons net hierdie veilige gesigte opsit, en ons broers en ons susters langs ons suffer, in silence, en in duisternis. En ons kan hulle nie eers ondersteun nie, want hulle kan dit nie vir ons wys nie. Dis van een kant af, maar die ander kant af is van ons eie kante af. Hoeveel moet ek en jy laat gaan, om daardie ding waarmee jy die meeste sukkel? Ek wil nou almal challenge. Die ding waarmee jy die meeste sukkel, dink jy kan dit regkry, om sommer in 'n casual conversation, maar net te praat daaroor? Wel, dis my ding. Dis nogal 'n moeilike een. Ek praat nie van die een wat nou veilig is om te wys vir mense nie. Ek praat van die een wat weggesteek word. Imagine ons het die tipe gemeenskap, waar wanneer my buurman dit vir my sê, dan weet hy, ek is hier vir hom. Ek is nie hier om vir hom te vertel hoe ek dink hy op watter maniere moet al hierdie gedrag van hom net verander nie. Want Jakobus gee vir ons 'n wonderlike belofte as hy sê, as ons sondes aan mekaar bely, sal ons genesing vind. En ek wil vra, is dit regtig ons? Is dit regtig die kerk? Ek gaan nie voor staan op hierdie preekstoel vandag en sê, nee, ons kry dit nie reg nie. Kan ons eerlik wees daaroor? Ons kry dit nie reg nie. Ons steek weg vir mekaar. Ons doen. Ons kan maar net eerlik wees vandag. Ons almal steek weg vir mekaar. Want ons voel hierso moet ons 'n gesig opsit. Dit is waar. Dis mense wat al baie langer in hierdie gemeente is as ek, en ek dink hulle sal nog meer kan sê ja. Ontferming triomfeer oor die oordeel. Ek het al hierdie spesifieke vraag gevra voorheen. Ek gaan dit weer vra. As God jou vandag moet oordeel soos wat jy ander mense oordeel, hoeveel genade gaan hy hê vir jou? Want as ons die Onse Vader bid, dan bid ons. En vergeef ons sondes, soos ons die wat teen ons gesondig het vergewe. Dis 'n gevaarlike gebed, want ons vra vir God, ons sê vir hom, asseblief Here, moenie my minder of meer oordeel nie. Oordeel my, soos wat ek ander mense oordeel, asseblief, dankie, amen.
Ons bid dit. Dis 'n gevaarlike gebed om te bid. Ek moes tot die einde van myself gekom het in hierdie probleem in my eie hart. Want ek het so 'n paar jaar terug het ek besef, terwyl ek in hierdie gemeente is, het ek besef as die Here my vandag moet oordeel soos ek ander mense oordeel, dan gaan daar baie min genade wees vir my. Lees saam met my in Romeine 15 vers 4 tot 7 op daai selfde bladsy. Alles wat vroeër opgeteken is tog vir ons tot lering opgeteken, sodat ons hoop kan hê deur die volharding en die bemoediging wat ons uit die skrif ontvang. En mag die God wat volharding en bemoediging bewerk, gee dat julle onder mekaar eensgesind sal wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle eenparig, ja, uit een mond, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus die lof sal bring. Aanvaar dan mekaar, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Hoe het Christus ons aanvaar? Net soos ons is. En sy bybedoeling was nie dat ons gedrag verbeter nie. Dit was sodat ons by die Vader kan wees. 'n Verhouding met hom. Die gedrag wat verbeter is 'n wonderlike bonus, maar dis nie die hoofidee nie. Dis hoekom hy dit gedoen het. Aanvaar dan mekaar soos Christus julle ook aanvaar het. Hy het nie na my en jou gekyk en besluit of verdien ons dit eers nie. Hy het nie na my en jou gekyk en ons sonde gevat en het opgemeet en het vergelyk met ander sonde en gesê, hierdie lyk van op die oog af meer Christelik as hierdie nie. Hy het niks van dit gedoen. Hy het vir ons gesterf, al verdien ons dit nie. So ons het nie 'n verskoning nie. As hy kan sterf vir sy medemens, al verdien hy dit nie, hoekom kan ek en jy nie eers goed wees vir hulle, sonder om te besluit of hulle dit verdien of nie? Ek wil hê ons moet 'n prent saam sien vanoggend. 'n Prent van 'n liefdevolle gemeenskap, wat soos kindertjies in die teenwoordigheid van die Vader wandel. Net soos hulle is, hulle self. En as ek sê jouself, dan praat ek nie van die sonde wat jy aangeleer het nie. Aan die kindertjies behoort die koninkryk van die hemele. Ek en jy was al daar gewees. Ons was al daar gewees. Sien saam met my hierdie gemeenskap, waar my buurman nie voor my hoef weg te steek nie. Dit beteken nie ek keer goed wat hy doen nie, maar of ek goedkeur wat my buurman doen, het niks uit te waai met enige iets nie. Wie is ek om iets goed te keer of nie? Dit het niks met my uit te waai of ek sy gedrag goedkeur of nie. Hy kan mos sien as jy dit nie doen nie. Doen jy dit nie? Sodat ons harte by mekaar kan uitkom, in eenheid en in liefde. Sodat ons 'n gemeenskap kan hê waar ons aan mekaar ons sondes kan bely en ons harte genesing kan vind deur dit. Ek wil met 'n laaste skrifgedeelte wat ek hier op die bord gaan gooi, wil ek afsluit. En ek wil hê jy moet, soos wat ek hierdie prent gewys het, toe ek hierdie prent nou ingekleur het, kyk wat gebeur in Handelinge 2 met die vroeë kerk. Kyk hoe radikaal het die vroeë kerk ware gemeenskap opgevat. Kyk hoe radikaal was hulle daaroor. Ek wou nog gesê, jammer oor die kleure. Ek het eers toe dit op die bord kom gesien, dit gaan nie lekker werk nie. So as jy nie lekker kan sien nie, moet jy maar jou oë so maak. Sorry oor daai een.
Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die binding wat hulle met mekaar het, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Ons verstaan nie gemeenskap nie. Ons verstaan dit nie. Ons het dit nie. Ons het 'n baie swak afgewaterde weergawe van gemeenskap. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Die manier om die wêreld se hart te wen is met gemeenskap. Die manier om jou buurman en jou kinders se harte te wen is met gemeenskap. Is met community. Met opregte harte. Ek weet nie, hierdie is nogals, en die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Hoekom? Want die sondaars voel dat hulle hospitaal toe kan gaan as hulle gebroke is. As net een plek waarheen hulle kan hardloop as alles skeefloop. En hulle weet dit wat hulle daar gaan vind, is ondersteuning. Nou as ek nou vanoggend gesê het, dat ons nou daardie gedeelte van bely aan mekaar mis, dan het ek dit nou regtig bedoel. So ons het nou begin met iets. Ons het nou erken aan mekaar, dat ons kan dit nie doen. Ons voel nie veilig by mekaar. So wat gaan ons doen daaromtrent? Ek wil hê ons moet saam 'n lied sing. Almal ken, vir al die mense wat nou al so 'n bietjie langer in die gemeente is, ken die lied Bind Us Together, Lord. Die klassiek. Maar ons sing dit as 'n gebed. En ons vra vir die Here om ons saam te bind. Soos ons nou net hier gelees het. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels. Die verbondenheid met mekaar. Mag hierdie lied wat ons saam sing, mag dit 'n gebed wees. Ons vir die Here vra om ons saam te bind. Want op die ou einde wil ons nie hê almal moet mooi lyk nie. Ons wil hê almal moet God ken. Die mooi lyk kom later. Ons weet nie eers hoe lyk mooi nie. Ons sal nog sien hoe lyk mooi. Wanneer ware gemeenskap iets word. Here, dankie dat ons saam hierdie lied kan sing en saam hierdie gebed kan bid. Here, soos wat ons as 'n gemeente saam opstaan en hande vat. Here, mag U ons saambind in liefde en in eenheid met mekaar. En Here, mag daardie gedeelte in Jakobus vir ons waarheid word. Dat wanneer ons sondes aan mekaar bely, ons genesing sal vind. Kom ons staan op en ons vat mekaar se hande, vat miskien sommer die ou se hand hier oorkant. Elkeen vat 'n hand. En dan sing ons saam.
Here, mag dit wat ons vanoggend gedoen het, mag dit iets wees wat 'n werklikheid word, heel eerste in ons eie huisgesinne. Here, in ons selgroepe, in ons gemeente en dan ook in ons dorp. Here, mag dit wees hoe ons is.